Nou in die middenveld omtrent 10 meter uit word die bal skoongemaak deur Freddie Roberts. Aan die buitekant staan die verdediging bankvas van ATS Drosdui. Nou word daar weer gehardloop deur die swaargewigte. Nog so 4 meter. Die swaargewigte sekerlik sal nou vorentoe kom om die bal te dra. Baie goeie verdediging weer eens van ATS Drosdui. Foppargie en oor gaan hy. Uitstekende 3 aan die kant van Affies om hulle rekening te open deur Freddie Roberts, die skramskakel van die Afrikaanse Hoërseunskool. Hier kan ons sien agterlyn probeer om die kant gaan, dan word daar vasgemaak en word deur die voorspelers nou vorentoe gevat. Agste man Stefan McDonald. Nog voorspelers in beweeg. Goeie verdediging op hierdie stadium van Drosdui. En dan sien jy die gaping. Roberts oor vir die eerste 3 van hierdie wedstryd. En terwyl ons daar na die kyk weer gekyk het, baie goeie skop deur Ruben Groenewald, die kaptein van die Affies span. Weer eens die voorspelers van Affies, hulle steun baie op die voorspelers van Affies om die bal net op voorvoet te gee, terwyl Groenewald die bal hoog die lug en jaag van Deventer agteronder het. Mooi uitgepik uit die lug uit. En nou word daar spoed ingespuit en daar die hardloopie, vinnige steekskoppie op die voet word hy geplaas in die hande en nou is hy binne toe getrap. Daar's ondersteuning en Juries gaan reguit hier onder die paal. Uitstekende 3 vir ATS Drosdui om die wedstryd terug te trek. En al twee loskakels. Die bal deur die paal geklits vir 'n verdere 2 punte, 7 punte elk na net 12 minute op die telbord. Ek dink daai vorige wedstryde teen Paul Roos, hier kan ons weer sien pragtige eenhand pas, niemand voor hom nie. Hy was daar in spel. Opgepik aan die agterkant van die loskram. Nou weer die agterspelers wat die bal deur die hande stuur. Goeie verdediging aan die buitekant deur heel agter Perlo Barron en Affies wat nog steeds die swaargewigte gebruik. Soos ons genoem het, hulle lê baie swaar op die voorspelers van Affies. Die bal wat loskom, nog steeds aan die Affie kant. Nou word daar vorentoe gewerk deur Stefan McDonald. 2 verdedigers aan die agterkant, maar nou aanslaan Philippus Swart, wat ongelukkig net nie aan die bal kon vashou nie. Maar die skeieregter wat sê speel aan en nou kom hy laag en kort gestuit. Nog so meter kort, dit is weer die skramskakel wat uitgee en hierdie keer is Affies hoor vir nog 'n 3 in die vorm van Stefan McDonald. Die 3 wat gedruk is, die voorspelers van Affies wat 10 3 gedruk het en die agterspelers net 3 keer oor die doellyn gaan kuier het. En weer eens 'n baie goeie skop deur Ruben Groenewald. Weer 'n lyn staan aan die kant van ATS Drosdui se Jean-Pierre Lotriet vind sy springer. Die bal wat net mooi bons voor die skramskakel. In 'n speler word daar vasgeskop aan die oorkant, maar dis ATS Drosdui wat wegkom met die bal wat losgegooi word, maar nog steeds in die hande van ATS Drosdui. Nou moet hulle konsolideer en net rustig raak. Hard word daar ingewerk deur Arno Nieuwoud. Hy het 'n baie goeie begin van die wedstryd, maar ongelukkig hierdie keer Affies wat dan op die bal het en so doen nou ook die strafskop kry. Diep word daar aangegooi, weer eens word die springer gevind. Hulle skuif die bal om 'n rolbalbeweging weer eens te vorm en hulle doen dit baie suksesvol weer. Tipiese Bloubil rugby wat werk. Dis Philippus Swart weer met bal met hand op bal. En Groenewald kry die bal kort aangee na regtervleuel Hugo Snyman. En oor die lyn gaan hy vir nog 'n 3 aan die kant van Affies. En hulle maak dit 10 punte teenoor 7 na 20 minute. Ja nee, baie sterk hardloper is die van Hugo Snyman. Mooi op die skouer van Ruben Groenewald ingekom. En Ruben Groenewald 3 uit 3 vir hierdie wedstryd sover. Daglig tussen die 2 spanne in die guns van Affies. Hier kan ons daai beweging sien, kort aangegee deur Groenewald. Hy is kaptein en meesterbrein van hierdie span. Weer is dit Juries aan die agterkant wat die bal uitkry. Nou ATS Drosdui wat so 'n bietjie lateraal hardloop by sy man in sy buitekant. Hy gebruik hom nie, is dit Jacques de Klerk wat goeie meters gewen het. Juries wat vinnig skoon maak en die groot voorspelers van Drosdui se beurt om die verdedigingslyn aan te val. Hulle is tot diep in die helfte nou van Affies, maar gaan Affies die strafskop wen? Ja, hulle doen vir vashou op die grond. En afgeneem deur ATS Drosdui.
En hier kom Drosdij op die aanval as manne aan die buitekant. Gaan hy hulle gebruik, hy wys hakskere vir die verdediging. Is dit Jacques de Klerk en nou in die hande van buitesenter Abdul Fischer. Trap so een man in die buitekant en in die hande van Perlo Barron heel agter. Van HTS Drosdij gaan kuier in die hoekie om een terug te trek van HTS Drosdij. Jy kan sien die ondersteuners in mekaar se ore daarso. Daar die 3 peer. 'n baie goeie poging is nie goed genoeg in hierdie wedstryd nie. En hier kan ons sien, van amper op hulle eie kwartlyn. Goeie werk daar. Daar kan ons sien is de Klerk. Goeie werk deur hom in die lang paas. En dan het hy op die regte tyd, Barron stuur hom hoekie toe. En is weer in die hande van HTS Drosdij. Kom tot net buite hulle eie 22 meter lyn. Dis nog steeds die voorspelers van Drosdij wat het vorentoe dra in die hande van Werner Ramsauer. Nou net binne hulle eie 22 meter lyn val hulle weer aan, maar het word opgepik deur linkervleuel en 3 keer stryd op van Affies. Hy is reg deur en net so maak Affies weer die gaping groter. Vinnige wakker spel deur die kant van die Afrikaanse Hoërseunskool. Was nou om net nadat hulle punte aangeteken het, punte weer af te staan. Maar dis weer 'n Groenewald wat mooi sy regtervoet deur lê en die punte weer groter maak met 'n ekstra 2. Toe Paul Roos en nou Afrikaanse Hoërseunskool. En hulle het nie teruggestaan nie. En weer Affies met 'n goeie voorvoetbal op by die skram en 'n uitstekende skop. Is dit 'n 50-22? Wat sê die skeieregter? Die lynregter sê dit is so 'n briljante skop aan die kant van Ruben Groenewald. Dis maar in die water daar in Pretoria vir die nommer 10's. Die Botawater. Philippe Swart wat weer sy springer vind en weer eens die rolmaal beweging wat meters vind. Hulle is nou net so 3 meter uit. Aan die agterkant is Philippe Swart en hy's hoor vir sy eerste 3 van die wedstryd. Briljante spel aan die kant van die Afrikaanse Hoërseunskool. Hy het al 'n losgemaal afgerig. En weer eens Groenewald deur die mikke vir 'n verdere 2 punte. Dit maak die skuif die telling nou op na 12 punte. Is daar druk aan die kant van Affies se verdediging om daai bal terug te wen. Reg bo die loskram word geteken deur die kant van Affies, maar HTS Drosdij wat nog steeds wegkom met dit Barron in die agterkant van daardie loskram om die bal uit te kry. Ongelukkig nie goed genoeg aangee daar nie in die aanslaan in die proses. Die sterkte is in hulle agterlyn. Freddie Roberts met die bal wat insit in die skram en uitkom en na Groenewald toe. Groenewald met 'n baie goeie eerste helfte en 'n baie uitstekende lyn van Lamont Baatjies. Lamont Baatjies, 5 sakskere vir die verdediging en hy's in die hoek. Net oor is hy die skeieregter sê Lamont Baatjies is net lank genoeg en hy druk sy eerste 3 van die wedstryd. Ja, hy het al die redelike paar stele gehad in hierdie wedstryd. Terwyl Abdul Fischer dit op die regtervoet plaas, weer mikke vir die kantlyn, kom net kort en is Groenewald wat bal in spel hou in die hande van Lamont Baatjies nou. Word daar gedraai uit die duikslag uit. Binne in die halfgebied van HTS Drosdij bevind Affies hulle weer self. Weer vinnige bal hier na die diskants kantlyn, toe kan hy deur die hande kom, Stefan McDonald wat die bal lewendig hou, Lamont Baatjies gee binne toe na sy slot, Elvin Jansen van Vieren en Elvin Jansen van Vieren, 5 sakskere vir die verdediging en kry sy eerste 3 van die wedstryd. Hier kan ons sien, mooi beweging, Groenewald weer, daar's McDonald, hier kom ons nou weer vir die bandjies, toe Edwil Jansen van Vieren, nog 'n skop oor deur Groenewald. Ja, het lyk of hierdie dalk vervang word deur Caleb Cornet. Die nommer 21 dryf, hy word daar vasgevang. Een van die min foute wat Groenewald gemaak het tot dusver om nie die bal uit te skop nie. Sekerlike aanspraakmaker op man van die wedstryd in my boek. Voete wel hanteer gebreek word deur die plaasvervanger nou in die hande van heel agter Lamont Baatjies of verskoon nog Perlo Barron. En Perlo Barron wat oorgaan vir 'n 3. Uitstekende spel van die heel agter van HTS Drosdij, maar goeie werk. Maar dit is net so 'n bietjie onbeplant op hierdie stadium. En dit is weer Affies wat wegkom met die bal. Bal wat losgeruk word in verdediging, baie mooi gedoen deur Drosdij.
En nou ook Drosdai in besit. Abdul Fischer wat sekerlik nou weer sal terugval om die balveld af te jaag, net buite lyn 22 meter lyn, wat beteken die bal mag nie direk uitgeskop word nie. Hierdie keer Fischer met 'n groot fop aangee, breek los en die paar duiksla uit en vang die verdediging effens aan die slaap, terwyl die bal aan die lewe gehou word aan die kant van Drosdai, maar Affies wat afneem. Nou die bal wat op die voet geplaas word deur Groenewald en dit word daar gejaag deur regtervleuel Hugo Snyman wat oor die doellyn gaan kuier. Vinnige omgekeerde besit. En weer eens Groenewald wat Paul toe aanlê. Die vlaam hoog en nog verdere 2 punte in die guns van Affies. Terwyl daar skoon gemaak word aan die agterkant van die loskram, die bal deur die hande na die oorkant toe. So effens 'n hoë duikslag voordeur Wolds gespeel, maar daar trek die speler Martinez die Jager wat dakskene vir die verdediger wys voordat die kruisverdediger hom vang. En nog steeds die bal wat in die hande gehou word en aangeslaan word deur ATS Drosdai, maar Affies wat sê ons is nog nie klaar met julle manne van Woester nie. Op die voordeellyn word Affies gestop. Nog so net so oor die 10 meter Groenewald. Pas op vir die man Groenewald wat die halfkapping slaan. En dit is Divan Fourie wat oor die doellyn gaan kuier vir sy eerste 3. Mens kan nie glo dis eintlik sy eerste 3 nie. Divan Fourie wat baie betrokke was in hierdie wedstryd in die binnesenter posisie. En Ruben Groenewald wat die deur die mikkie jaag vir 'n verdere 2 punte. 5 meter kort, maar Affies wat dinge nie maklik maak vir die voorspelers van ATS Drosdai nie. En daar blaas meneer Wiekesnel die fluitjie. En so kom die wedstryd ook tot einde. Die telling 57-17 in die guns van Afrikaanse Hoërseunskool teenoor ATS Drosdai hier vanaf die NMI 2 Oudtshoorn Noord-Suid rugby toernooi.